waar druk Amazon nie sy bokse in nie, regtig? Hulle het selfs een in die fietskamer ingebrek. Maar hierdie woonstel, sê ek jou, is soos 'n fort met 7 sleutels. Jy moet hier 'n hek oopmaak, daar deurloop, dis 'n hele missie. Hier is dit Cassius. Hierdie een is nogal cool. Hy maak boonop nog geraas ook. Sure, dit is nogal iets, nee? Die ouens is regtig heeltemal voorberei. Kersfees is om die draai. En Kersvader deel geskenke uit en lag as beloning. Iemand vir julle wat dalk sterf ouens hierdie nuwe jaar. Ja. Kom ons begin hier. Jy kan dadelik sien, I hate people. En die interessantste van alles, die woonstelle is nou nie juist die beste nie, maar kyk nie wat so oplossing hulle hier het. Watter maal-ingenieur boude het dit uitgedink? So, die woonstelle is regtig nie basiese ekonomieklas. En hier is nou so 'n storie. Ek verstaan nie wat verbad is, of dit net heeltyd so loop nie. Daai konstante geraas hier in die binnehof. Dis asof hulle probeer het om dit bietjie gesellig te maak. Daaronder is die eerste vlak van die motorhuis, onder dit alles. Nee, ek weet nie. Ek het iets soortgelyks gesien by 'n hotel in Portland, naby die lughawe. Marriott, dink ek. Daar het hulle ook so iets gemaak met watervalle en alles. Maar om so iets in sulke ekonomieklas woonstelle te hê, dis regtig absurd. En ek hou glad nie van downtown Portland nie. Veral daardie tyd toe daar nog mense in groen baadjies rondgeloop het en kaartjies onder jou ruitveer gesit het. En die parkering daar is betaal tot 7 uur saans. As jy van buite af kyk, lyk downtown amper soos 'n regte Amerikaanse stad. Al is daar baie verrassings, is dit 'n goeie buurt waar jy self op houeloses afkom. Hier sien julle nou die kabelkar wat in Portland is. Hier is die instapstasie en die ander deel gaan Daliebere in. Maar van hier af gaan jy dit natuurlik nie kan sien nie. Maar tog, hier is so 'n bietjie van 'n spesialiteit van Portland, hierdie kabelkar, wat nie juist baie lank is nie, maar dit is daar, sekerlik vir die vermaak van toeriste. Hier sien jy sulke plekke waar selfs die kombuis so uitgestal word. Jy staan op die straat en sien wat hulle daar aanvang. En hulle doen nogal iets daar, sien jy, nogal emosioneel. En hier sit die gaste en wag op hulle aandete. En daar loop selfs mense rond, en selfs openbare vervoer soos tremme en trolleybusse ry hier. Daar aan die ander kant is selfs 'n soort van gimnasium. Die venster is natuurlik ordentlik, ja, nogal hoog. En daar is mense wat sport doen. Nie almal hoef mos met motors te ry nie, waar nie? Ja, maar een vraag. Ja, Het jy dalk al gehoor van die handige kode lokker van Amazon? ja, ek ken dit. Wow! Ampie. En hier is die enigste probleem, hierdie lokker het 'n kode nodig, wat ek toe met sukses gedoen het. Ek het gegaan en by die ontvangsdame gevra. Jy het hulle so 'n storie vir fietsse. Soos ek sê, lekker moderne woonstelle. Hier is selfs 'n toilet, asseblief. Dek met die lokkers is nou natuurlik bietjie gesukkel. Maar dis niks ernstig nie, ons het daardie probleem oorkom. Soos jy sien, jy kom in die voorportaal in, dis selfs lekker, sommer regtig. Nog iets lekker is dat ek net die deure met die handvatsel oopgemaak het, maar as jy nader stap en die knoppie druk, het Amazon so 'n ding om deure te ontsluit en dan maak die deure self oop. En jy sien, selfs busse ry hier, maar hulle is leeg. Wel, daar's 3 mense agterin, maar dis nou maar, soos hulle sê, die lot van openbare vervoer in Amerika. Vandag het die buurt afgeneem wat as negatief beskou word. Julle moes gesien het watter tipe mense daar in daardie busse, in daardie openbare vervoer ry. 'n Normale, gesonde mens sal nie eers by so iemand by die bushalte wil staan nie. Wat nog te sê om saam met hulle te ry
of op dieselfde sitplek te sit. En soos ek gesê het, hier is nou daardie kabelkar in aksie. Dis so 'n kapsel en dit beweeg reguit opwaarts. En bo, soos ek sê, is daar iets soos 'n kinderhospitaal reg bo op die berg. En dis nou een van Portland se besienswaardighede. Dis aand en ek is weer op die besige strate van Amerika. Ons soek waar die volgende ingang na my woonstel is. Mense sit binne. En dit is Amerikaanse voetbal. Ek moet eintlik die reëls leer, sodat dit daarom interessant is om te kyk. So, kyk ons nou na my woonstel of nie? Douglas? Dalk is dit minne. Ek dink net die ingang is 'n bietjie verder. Kortom, dis amper soos 'n speletjie hier. Ek het selfs al in die parkeerarea onder die gebou ingegaan, maar ek kan nie die ingang kry nie. Dit was 'n kantoor en nou maak dit nie oop nie. Waar is die eintlike ingang hier? Soos ek sê, Portland en die woonstelle in Portland maak my regtig ongemaklik, want dis dikwels moeilik om die ingang te kry. En waarheen lei Amazon dan? Dis nie altyd die regte oplossing nie, soos hulle sê. Nou moet mens maar anders stap. Ek het gedink ek het net 'n blok van 3 uur en daar is net 20 pakkies om af te lewer. Maar dis alles omdat dit hel om hier in te kom is regtig 'n missie op sy eie. Raar so. Daar, ek het alles gekry. Hier is my woonstelletjies. Nie myle nie. So, waar moet ek nou die pakkie gaan aflewer? Lyk of dit hulle is. Reg, kom ons kyk. Kom ons soek die posbus. Dit is sulke woonstelle hier. As jy wil, kan jy met die biljart speel of sit en ontspan of selfs boeke lees al is daar nie boeke nie. Maar ek het nie tyd vir dit alles nie. Ek moet net die pakkie aflewer. Jy loop en loop. Katakombes. Laundry room, dog salon. Waar moet ons nou? Ons soek nie die laundry room nie en die dog salon of bakpark het ons ook nie nodig nie. Dalk is daar iets hier. Nee, hier is dit regtig net die laundry. En hier kan jy jou hond was. Nogal cool, né? Jy kry vir jou 'n hond en dan is daar sommer stortgeriewe en jy kan hom daar droog blaas en self stofsuig. En daai 'n haardroër vir honde. Het jy 'n haardroër of 'n wasplek vir honde? Dit is amper soos 'n operasietafel. Ag, dis lekker. Amerika. Dit vul die openbare vervoer aan en dis nou so 'n storie. Wel, fietsse en skooters. Dis natuurlik niks niets vir mense wat in Pietersburg of Moskou bly nie, want daar lê die batterye sommer oral van die skooters af. Hierdie skooters en fietsse irriteer almal daar so erg dat daar heeltyd gepraat word om dit te verban. Maar hier is hulle nie in daardie getalle nie, want behalwe vir die haweloses en 'n paar skaars besoekers aan hierdie attraksie, het amper niemand dit eintlik nodig nie. Dis stil, maar dit selfs 'n promenade vir mense gemaak. Hier is nou so 'n groot brug. Al die vragmotorbestuurders wat gewoonlik deur Portland ry, neem panoramafoto's van Portland vanaf hierdie brug. En hier het hulle, sien jy, 'n paar yachtjies geparkeer. En dit is die ou brug, daai een waarvan die middelste deel kan oplig. Hier in Portland is daar trouens baie oop brugte, maar daar's nie so groot toestroming van toeriste hierheen soos in St. Pietersburg nie. Alhoewel die hoofattraksie in St. Pietersburg juist die oop brugte is en almal gaan kyk wat dit behels. Daar's plekke in Portland wat regtig mooi is om te sien, waar dit lekker is om te wees. Maar daar's ook plekke in Portland waar dit gevaarlik is vir jou gesondheid of in te gaan. En daardie plek waar die Marriott is en daardie gebou met die vlag is nie so wonderlik soos hierdie een nie. En daar's al klaar klomp haweloses met al die gepaardgaande gevolge, soos hulle sê. Of jy nou wil of nie, jy gaan Engels leer. Brian? Jene, daar's nie 'n Brian nie. Uiteindelik sien ek, hier's ook 'n aparte kamer met hierdie kassies en hierdie gange. Terloops, kos, asseblief, as jy wil, kan jy vat. Atiele. Soppe.
Vars blaase eiers. Brode. Ag, hierheen gaan ek sommer vir tee vat. Ek is mos nie gierig nie. Doukie. Is dit nou regtig vir my bietjie benoud om my kar te los? Dis benoud omdat ek hier onder die teken staan en dit is nog nie eens 7 uur nie. Ek hoop hulle is almal lui en het al klaar huis toe gegaan, want ek voel nou weer jy gaan jou moeg hardloop, rondsoek in hierdie woonstelle totdat jy die regte kamer kry waarin jy die pakkie moet vat. Ook maar woonstelle. Hier sit nou al 'n portier, sien jy? Draai duime en kry geld daarvoor. Reg, ons moet daai kant toe gaan. Kom ons loop dan nog. Ek sê jou, elke keer as jy na Portland toe ry, is dit soos 'n speletjie. Jy moet altyd iets uitdink. Nou is dit daarom al aand en kan mens min of meer parkeer, soos hulle sê. Maar as dit in die dag gebeur, dan kan jy amper nie hier parkeer nie. Nou ja, ouens, ons moet oorgaan terwyl daar geen motors is nie. Die motors is nog ver. Kom ons hardloop. Dis lekker hier in die middestad. Geen motors, niemand nie. Ek kon dit seker gehou het. Maar dis nie 'n probleem nie. Ons het 'n ontgrengeling. Dis dit. Hier is ek nou binne. Hier is terloops alkohol, sien jy? Daar's niemand nie. Jy kan later vir jouself vat as kleingeld, nie? Dis soos gratis kos. Jy moet dit vat. Okay, daar is hulle, ons bokse. Kom ons gaan soheen toe. O, kuns. Oupie. Dis daarom goed dat die donker ou wat verbygekom het, dit was sy alkohol en hy het vir my die deur oopgemaak. Hulle praat of dollars of iets. Ek nie hoeveel mense. Die getatoeëerde meisie het hier gestaan en dag gerook. Regtig mal hoeveel ek pret. Ek het eintlik alles sommer vinnig afgehandel. Kyk daar. So, nou gaan die tyd voor betaal om hier binnekort klaar wees. En dan kan jy sommer lekker ry sonder om te worry. Hoekom het hy gestop? Elke keer as jy hier parkeer, is dit 'n toets. Ek staan onder hierdie brandkraan. Hier kan enige parkeerplek van my eintlik sleg eindig, want die boete vir nie betaling is amper $80. Jene, ek het amper my kop gebreek daaroor. Dankie tog vir die Amerikaners wat vir my verduidelik het dat die kluis hier is. Anders het ek al boontoe gegaan af en oral gesoek. Ek was al oral hier. En uiteindelik is daar die vervlakte kluis in die motorhuis. Ja. Dankie. Terloops, Portland is nogal 'n ou stad. Dit bestaan van 1845 af as mens Wikipedia kan glo. En daarom sien jy hier nogal gereeld sulke ou huise. Hier is selfs 'n hele straat waar pink tuine en pleine so strale uitmekaar loop. Maar as jy so kyk, lyk dit sommer soos 'n groot stad. Jende ouens, kyk net lie. Vandag neem ek julle van die moderne tyd reguit na so 'n uitsig. Of weet jy wat laat my die meeste lag? Interkom. Kan jy glo, ek weet nie eens uit watter jaar hierdie huis is nie, maar die ingangsgroep is met teëls afgewerk. En hier is so 'n interkom. Ek is geskok, ouens. Reg, ek moet 302 hê. Werk dit? Ag, dit lyk of dit nie werk nie. Hallo, ontvang. Geen ontvangs nie. Ek het met 'n moderne foon gebel, want hierdie ding werk nie. Sjoe, ek is regtig verbaas. Hierdie ding het daarom so behoue gebly. Dis nogal cool, maar jy kan sien die huis self is oud. Hier by die ingang is daar sulke lanterns, by die ingangsgroep. Daarom dink ek dis seker 'n industriële huis, lyk my, vir groot mense. Daar binne is daar ook wit trappies, reëlings en sulke goed. Maar waar's my customer of kliënt?
Kyk, daar kom hy nou aan. Hy kom. Hey, goeiedag. Hallo. Baie dankie. Dis 'n plesier. Lekker nag. Hier is nog iets wat ek nie heeltemal verstaan nie. Amerikaners, julle wat in Amerika bly, verduidelik asseblief vir my, hulle wens altyd, eintlik, wanneer sê mens have a good night, wanneer sê mens have a good day, en wanneer sê mens have a good one. Soos ek het verstaan, is have a good one 'n universele wens. Jy kan dit eintlik altyd sê. Maar dit is so bietjie meer informeel. En dan, eintlik, wanneer gebeur daardie oorgang tussen have a good day en have a good night? Van watter tyd af sê mens have a good night? Ek het 'n regtige dilemma. Ek sê dit, en elke keer sê hulle iets anders vir my. Ek het selfs gestop, geparkeer en in die berge ingery. Liewe hemel, onder is die snelweg, die motors raas en hierbo is daar so 'n mooi uitsig reguit oor Portland. En ek het nog nie eens so hoog opgegaan nie, maar dit is eintlik al klaar mooi, nê? Dit is amper soos op die handpad. En hier woon iemand en kyk elke dag na hierdie uitsig. En as jy van bo af kyk, is al daardie ellende wat in Portland aangaan, heeltemal weggesteek in die donkerte. En dit lyk soos 'n volwaardige stad, al is die bevolking net so 600,000 mense en 'n bietjie. Maar tog is al daardie Amerikaanse storie hier teenwoordig en iemand kyk elke dag uit sy huis se vensters na so 'n uitsig. Soos jy sien, hardloop ek vandag die hele dag rond tussen die woonstelle. Ek is heeltyd aan die hardloop. Ek kan sommer sien, die buurman is 'n storie op sy eie. Ek het my boksie gebring, hier's kos, nog iets en niks word weggevat nie. Dis interessant hoe hulle dit hier gedoen het. Alles is soos gewoonlik in 'n Gangnam-styl. Dis om van mal te raak, nê? Maar hulle het sulke nommertjies, soos in ou flieks, waar daar gewoonlik 'n spook of gees in sulke interessante plekke bly. Dis interessant, né, hoe hulle alles steeds in hierdie gangstyl gedoen het. As ons 'n vloer het, nê, en op die vloer is daar dan 'n sekere hoeveelheid woonstelle, afhangend van die gebou self, dan is alles hier op hierdie manier gedoen. Alles is so in 'n ou styl. Selfs die kandelare is in een of ander bronstyl gehou. En dan hierdie stoele, waarop sekerlik niemand ooit sit nie. Maar is stylvol? Sjoe, kyk net. Kyk wat hang daar, nê. Selfs die deur se toemaakmeganisme is in sy eie eenvormige stel, net soos al die woonstelle eintlik. Kom aan, maak oop, huispart. En wat my as afleweringsman veral bly maak, is dat daar 'n toilet is. Jy stap sommer so in en daar is dit vir jou. Soos ek sê, die woonstelle het beslis al eie unieke styl, maar dit werk daarom. Kom mense. Ek maak nou vir julle oop, moenie stres nie, Alies. Soos hulle sê, sonder 'n bottel gaan jy nie hier uitkom nie. As daar net nommers op hierdie deure was ook. Ai tog, Portland, jy maak my mal en jy verras my elke keer. Maar die gebou is nogal interessant, né? En al die woonstelle is ook so interessant geplaas. Reg, ek wil by 208 uitkom. Ek het nou in die berge van Portland ingery. Luister ouens, hierdie is regtig iets besonders. Die snaakste is, ek gaan nou daar onder moet afklim en ek weet nie eers waar nie. En julle ken mos my talent om agteruit te ry. En hier raak dit nou gevaarlik, want hier is dit soos onder, daar's 'n tonnel. Nou ja, gaan ons maar. In totale duisternis, jy kan niks sien nie. Nou ja, wat, laat dit maar gaan. Ons sal deurdruk, ouens. So stadig maar seker gaan ons af. Mens kan regtig niks sien nie. Dis nogals verwarrend. Nou ry die kar nou eintlik af. Nou ja, gaan ons af. Wat ek sê, dis sommer doos. Jy kan niks aan die spieël sien nie. Ons gaan net maar stadig ontry. Oeps, kom ons gaan. Soos jy sien, ek het afgegaan. Dis nogal interessant hier, soos ek sê, want hulle, kyk, hieronder gaan die tonnel die grond in.
So hier is daar regtig 'n tonnel en hier in die donker is hulle huise. En die huise is regtig net gewone huise. Jy sien, dit lyk soos 'n woonstelblok, maar soos ek verstaan, bly daar nie baie mense nie en hulle het nie liggie nie. Hulle is nogal kluisenaars. Ek hou van die nag omdat daar minder leuns in is. En net saam met julle asbeste gehou. Ek klim al hoe hoër. In Portland, dink ek, kan jy net aanhou opwaarts ry tot in ewigheid. Ek gaan nou ook vir julle die pad wys hoe dit lyk, die een waarop ek vorentoe ry. Hierdie pad is natuurlik net so kronkelrig soos my hele lewe, nie een reguit baan nie. Die huise is blykbaar lank gelede gebou en nie almal het hul eie parkeerplek of motorhuis nie, maar die straat se naam is Alpine, iets soos Perry Alpine. Ek sê vir jou, hier is die huise soos trosse op mekaar gebou. Soos ek sê, ek het na 'n ander kanaal te gery om te gaan afneem. Daar het hulle selfs huise wat op pilare gebou is. Dis 'n huisie in 'n soort Kaliforniese styl, jy kan alles duidelik sien. Hierdie geboue is reg oud. En soos ek sê, party mense het motorhuise, ander weer nie. En die pad hier is natuurlik heeltemal 'n gemors. Dit herinner my nogal aan daardie Russiese dorpe waar die rykes bly. Daar is die paaie ook al altyd vreeslik sleg. Dis oorspronklik. Dit is, soos ek verstaan, 'n yskas waar daar goeie gratis kos is. En hier is dit in al die tale geskryf. En kyk, vir Russe is dit ook daar, asseblief. Welkom. So het hulle dit reg geskryf. Mooi so. Almal is welkom. Hier, soos ek verstaan, is dit seker klere. En hier is kos, maar ons gaan dit nie oopmaak nie. Maar kyk, selfs vir Russe is daar iets om van te leef. Kan jy jou indink, byvoorbeeld, dat daar ergens in Rusland ook so 'n yskas met kos of 'n kas met klere sou staan, en dit sou selfs in Oezbeeks of Tajiks geskryf wees. Soos, ouens, vat wat jy nodig het, eet en trek aan. Ek kan dit nie indink nie. Hallo, Amazon aflewer. Okay. Iets sê vir my hy het gesê ek moet dit buite los. So ja, ons los dit maar buite. Ek het die woord outside gehoor. Maar ja, hier is buite, laat dit maar hier bly. Wel, dis my laaste pappie. Kyk, vroeër het die Amerikaners vir ons sulke slaag gegee. Blykbaar was daar probleme met verwarming. Daarom het hulle van baksteen gebou. Sjoe, vandag het ons retro begin, soos hulle sê, met modern en eindig ons met retro. Interessant, maar dis bosbosse. Ek niet, dis regte metaal. Ja. Reg so. En hier ken ek dit so. Tjus. En wie sal sê dis 'n vervelende werk? Die brein werk hier op al 150% om dit alles baas te raak. So, dis nie net sommer afleweringswerk nie, jy moet ook 'n bietjie kop gebruik. En jy sien, ek het vandag baie interessante goed gesien en vir julle gewys. So ons bly maar aan in Amerika en is elke dag verstom. Dankie ouens dat julle gekyk het. Totsiens, tot volgende keer. Ek gaan nou huis toe.